Free audio post-production by alphonic.com. Ons hoor altyd daardie ou spreekwoord, nee, bloed is dikker as water. Jy kan jou vriende kies, maar jy weet, ongelukkig oorgelewer aan jou biologiese lotto. Ja, dis jou vasgestelde pakkie daarie. Presies. Maar sê nou die mees onbreekbare familieband wat jy ooit sal hê, vereis absoluut geen gedeelde DNS nie. Sjoe, dit is 'n massiewe gedagte daarie. En welkom by vandag se diepteondersoek vir jou, ons leergierige luisteraar. Ons delf vandag in presies die konsep in. Ons ontleed 'n fascinerende praatjie van die YouTube-kanaal NG Witrivier. Ja, wat spesifiek handel oor die hele idee van 'n geestelike familie. Verseker, ja. En ons missie is om regtig te verken hoe so 'n stokou antieke konsep ons moderne en nogal geïsoleerde idees van familie heeltemal op hul kop keer. Want kom ons wees eerlik, ons sit op die oomblik met 'n reuse krisis as dit kom by koneksie. Ek meen, ons staar onophoudelik na ons skerms en ons meet letterlik ons eie waarde aan hoeveel likes ons op sosiale media kry. Ja, ons is heeltemal vasgevang in hierdie ekstreme individualisme. Absoluut. Dit is verskriklik. Wat fascinerend is in die bronmateriaal, is die skerp kontras tussen daardie leë transaksionele verhoudings wat ons nou het, en die karakter van God as 'n vader soos dit in die antieke tekste beskryf word. As jy byvoorbeeld kyk na hoe hy in plekke soos Exodus 34 of Psalm 103 uitgebeeld word, is die kernwoorde altyd Barmhartig, né? ja, barmhartig, lankmoedig en vergewensgesind. Dit is verhoudings wat op onvoorwaardige genade gebou is, nie op jou prestasie of jou sosiale status nie. Okay. Kom ons pak dit net so 'n bietjie uit, want as ek daarin dink, 'n sosiale media koneksie soos dis amper soos 'n vinnige suikerinspuiting. Ja, goeie vergelyking. Ja, want dit gee jou daardie vinnige dopamine hupstoot as iemand jou plasing like, maar binne 10 minute is jy weer honger en jy voel leeg. Daarteenoor klink hierdie geestelike familie meer na die ware voeding waarna ons eintlik smag. Maar hoe werk dit in die praktyk? Om dit te verstaan, moet ons regtig kyk na hoe Jesus die reëls van destydse sosiale strukture heeltemal herskryf het. Daar is 'n spesifieke oomblik in Markus 3 wat dit perfek illustreer. Jesus was blykbaar so ongelooflik besig met mense dat hy nie eers tyd gehad het om te eet nie. En sy eie bloedfamilie het letterlik gedink Dat hy van sy kop afgeraak het. Ja, hulle wou hom kom haal. Hulle tog hy's mal. En dit is waar dit nou eers regtig interessant raak, né? Want toe hulle daar aankom, kyk hy na die volgelinge om hom en hy sê basies, die wat God se wil doen, dit is my ware broer en moeder. Maar ek moet nou eerlik wees hier, as ek dink aan die antieke Midde-Ooste, waar jou hele identiteit en jou oorlewing afhang van jou familiestam, is dit nie absoluut skandalig nie? Ek meen, hy skuif basies sy bloedfamilie op sy voor 'n hele skare. Ja, kyk, dit klink ongetwyfeld skandalig, maar as ons dit aan die groot prentjie koppel, verwerp hy glad nie sy biologiese familie nie. Hy is eerder besig om die meganisme van hoe familie werk drasties uit te brei. Okay, so hoe bedoel jy nou uitbrei? Wel, hy skuif die fondasie van ons diepste identiteit en loyaliteit weg van blote stambome en genetika af, en hy plaas dit op 'n gedeelde geestelike roeping. Dit is letterlik 'n splinternuwe tipe DNA wat hy daar kom vestig. So, ek hou baie van daardie nuwe DNS-idee, maar in plaas van chromosome word hierdie DNS gebind deur 'n gedeelde doelwit en vergifnis, né? Tog, dit bly 'n baie mooi verhewe teorie, totdat daardie teologie natuurlik die harde werklikheid tref. En glo my, die werklikheid slaan ongelooflik hard in Johannes 19. Ons sien Jesus daar aan die kruis hang. Dis 'n toneel van uiterste pyn. Ja, ondenkbare fisiese lyding. Presies. Tog in daardie absolute oomblik van doodsangs fokus hy nie op homself of sy pyn nie. Hy kyk af na sy ma Maria en na sy disipel Johannes en in plaas van fokus op sy eie einde, sê hy vir haar, daar is jou seun, en vir hom, daar is jou moeder. So, hy stig basies 'n splinternuwe huisgesin reg daar in die skaduwee van 'n teregstelling. Ja, hy bind hulle as 'n nuwe ma en seun. Dis nie net metafories nie, dis 'n tasbare. Dis 'n veiligheidsnet, verseker. Hy maak seker sy ma word versorg deur iemand buite haar bloedlyn.
Absoluut, en dit verduidelik presies hoekom hierdie geestelike DNA dikwels baie sterker kan wees as bloed. Die praakie wys ook na Efesiërs 2 wat verduidelik hoe hierdie einste kruisomblik daardie onmoontlike mure afbreek, soos byvoorbeeld die eeueoue haat tussen Jode en heidene. En hoekom? Om een nuwe huishouding te vorm. Maar hoe op aarde doen dit? Deur genade. Kyk, in 'n biologiese familie hou mens dikwels dinge bymekaar uit blote verpligting en dit kan baie giftig raak. Maar in 'n geestelike familie bind vergifnis mense vrywillig saam. Dis wat dit so 'n ontsaglike veilige ruimte maak. Okay, so wat beteken dit alles dan vir ons luisteraar? Want as ek krities hierna kyk, om vir vreemdelinge te sê ons is nou 'n familie, beteken mos ons moet ons maskers afhaal. En kom ons wees eerlik, dit klink ongelooflik morsig. Ek meen, mense irriteer my soms en dit sluit my eie vriende in. Ja, ons almal voel so. So, hoe deesdae skep mense so 'n gemeenskap sonder dat dit net heeltemal in chaos ontaard? Wel, dis juis daardie morsigheid wat die genade so absoluut noodsaaklik maak. Die ruimte is nie veilig omdat almal skielik perfek is nie, né? Dit is veilig omdat daar 'n wederwysige verbintenis is om onvoorwaardelik te gee in plaas van om net altyd te verbruik. Ek hoor jou, dis 'n keuse. Ja, dit beteken ons kan mekaar met liefde teregwys en gedurig vergewe wanneer ons wel, soos jy sê, mekaar irriteer. Dit maak eintlik heeltemal sin. Om dit dan dalk alles mooi saam te vat vir vandag, 'n ware geestelike familie word nie net geforseer deur bloed alleen nie, maar dit word eerder met vrye wil saamgesnoer deur genade. Presies. En dit is dalk op die ou end die enigste ware tuiste waar jou maskers regtig heeltemal kan val. Dit voel soos die perfekte teenmiddel vir ons leë, moderne isolasie. Ek stem volmondig saam. Dit daag absoluut alles uit oor hoe ons veronderstel is om die mense rondom ons te sien en natuurlik hoe ons hulle hanteer. Wat my laat by 'n laaste uitdagende gedagte vir jou, die luisteraar, om vandag bietjie aan te herkou. As hierdie geestelike verbintenis werklik veronderstel is om soveel sterker te wees as ons eie DNS, hoe sou dit die verloop van jou dag verander as jy vanmiddag na die heel eerste totale vreemdeling kyk wat jy sien en jy behandel hulle presies soos jou eie bloedbroer of suster? Free audio post-production by alphonic.com.